Nou, ek het die heel lamskenkels reeds vooraf gaar gemaak. Om dit te doen, volg jy net die resep se stappe noukeurig, asook al die bestanddele wat ek op daai resep aangedui het. En die enigste geheim is maar eintlik net dat jy genoeg oondtyd toelaat, sodat jou skenkels heerlik sag word. Ongeveer 1,5 tot 2 uur stadig in die oond, afhangende natuurlik van jou hoeveelheid vleis wat in jou pan is. Nou, dit moet so amper van die been afval. Wanneer die skenkels dan gaar is, haal ek dit uit die sous en hou dit net so eenkant warm in die een deel van die pan. Nou, ek laat die sous nog so 'n paar minute sonder 'n deksel prut, sodat dit kan verdik en al daai geure verder konsentreer. Nou kom een van my gunsteling bestanddele kom nou hier binne en dit is donker sjokolade. So moenie bekommer wees nie, dit maak glad nie die sous soet nie. Die sjokolade gee daai ongelooflike diepte aan die sous rond die suurheid van die wyn af en sorg vir 'n ryk fluweelagtige tekstuur. Dis 'n klein bestanddeel wat 'n baie groot impak maak. Nou laastens gebruik dan my stokmenger om die sous net so effens gladder te maak vir daardie luukste restaurantafwerking. Nou loer gou hierso in my pan, dan sien jy al wat ek nou gedoen het of verduidelik het. En dan wat ons nou gaan doen, ons gaan net hierdie sjokolade, en jy kan nou so 'n bietjie kleiner breek sou jy wou, maar dit gaan baie vinnig smelt in die sous. So ek gaan dit sommer almal inbreek, dan gaan hulle nou amper gesmelt het. Jy kan hulle so goeie roer gee, maar ek gaan vir jou wys as ek dit nou doen. So die sous kan nog so 'n bietjie afkook, dat hy nog so 'n bietjie, of ek wil nie 'n Engelse woord gebruik en sê reduce, maar sou jy hom bietjie dikker wil hê, kan jy iets soos 'n bruin eie sop bygooi, of dan net soos 'n sopverdikking. So kom ons doen gou hierdie, ek gaan bietjie raas. Jy sal sien hoe verander die kleur baie mooi. So ek gaan net laat hierdie sous nou nog bietjie kleur en dan verdik, en dan gaan ek hom nog so 1 keer meng. Nou as ek terug is, wys ek julle hoe ek hierdie pragtige geroosterde botterskorsies hier langs my die ringe maak wat 'n perfekte pasmaat gaan wees by hierdie lamskenkelvleis. Ek gebruik graag die ronde gedeelte van 'n heel botterskorsie of butternut in Engels. Nou afhangende van die grootte van jou botterskorsie, kan jy dit in 'n mooi dik ringe sny of selfs in helftes of kwarte verdeel. Nou my wenk is om wel jou pitte binne-in te los terwyl dit rooster en wanneer jy dit dan ook voorsit. Dit lyk nie net pragtig op die bord nie, maar gee ook daai ekstra tekstuur en die karakter aan jou gereg. Nou al wat nodig is, gee die botterskorsie eenvoudig met olyfolie, sout, peper, 'n bietjie kaneel en 'n paar druppels ligte heuning. Die kaneel en die heuning beklemtoon dan die natuurlike soetheid van die botterskorsie sonder om dit te oorheers. Dan rooster jy dit in die oond op 180 grade vir ongeveer 30 minute totdat dit goudbruin, sag en effens gekarameliseer is. Nou daardie gekarameliseerde randjies werk ook ongelooflik lekker saam met jou rooi donker sjokolade wynsous en jou sagte lam. Nou kom ek geur gou hierdie botterskorsie. So ek het net sout en peper, soos ek genoem het, wat ek dan nou bo-op sit. En jy sal sien ek het klaar hom aan albei kante met die olyfolie bedruip of oorgesprinkel. Jy kan sommer 'n koskwassie ook gebruik, dan maak jy seker al die kante of die hele oppervlak het dan. Hierso het ek bietjie kaneel. Hy sit bietjie vas. Net so effe. Hy's mos maar fyn, so hy kom redelik oral oor. En dan daai tikkie soetheid sit ons net so bo-oor. Nie te veel nie, net so dat hy raak aan elke ringetjie. So maklik soos dit. Nou ek is nou terug, dan sit ons alles saam op die bord en ek wys julle hoe maklik dit is om hierdie gereg soos 'n restaurantmaaltyd voor te sit. Nou opdiening is altyd my gunsteling deel, want hier kom die prentjie natuurlik bymekaar. Nou ek spring sommer dadelik weg voor ek aan die gesels raak en wys vir jou presies hoe jy die opdiening moet doen. So heel eerste hier's ons sous en jy gaan sien hy is bietjie dikker, maar nie te dik nie. So gooi net so bietjie in die bord aan die onderkant
En ek moet nou mooi skep, want hierdie stukkie is so iets wat los, sien ek. Sit jy hom daar. Hy gaan nie so mooi staan soos hierdie ander nie. OK. Ons gaan hom maak staan. Dan kan jy nog so 'n halwe lepeltjie bo oor gooi, net om my sous te herhaal. Almal anders staan mooi regop, nie daai een nie. Dan volgende, ek moet eers die butternut insit. Hom kan jy so aan die voorkant sit. Hierso het ek cashewnete of cashewneute en ek druk hulle so met my hand bietjie fyn. Hulle kan jy dan net, is bietjie vir ekstra tekstuur. Hulle gooi jy net so bo oor. Granaatpitte vir bietjie kleur. Groen blaartjie. Jy sien ek speel met die groen, die bruin en die rooi. En dan net so heel laaste, so 'n bietjie groen daar op ons bord ekstra. Nou hierdie dis is regtig een van daai wat wys dat eenvoudige bestanddele stadig gaar gemaak iets besonders kan word. Nou ek hoop julle gaan my resep sommer gou self probeer. Geniet dit saam met mense vir wie julle lief is. En ek sien julle volgende week weer vir nog 'n heerlike inspirasie resep hier uit my kombuis. Smaaklike ete.